Flock by Night. Dit was 'n baie, wil sê vir my, dit was 'n mooi aand, miskien nog 'n warme aand. Which means, dit was 'n lieflike atmosfeer die dag toe die Here gebore. So, daar kan nie iets wees soos 'n White Christmas nie. Is dit waar? 'n Snow Christmas of White Christmas nie, dit kan nie wees nie. Because why? In die tyd in Bethlehem is dit baie koud. Selfs sneeu. So erg is dit daar. So het is onmoontlik dat dit kon gewees het in Desember. Is julle met my? Nou baie keer as 'n mens hierdie goed te noem, dan sny mense hulle somme af. Hulle wil nie nog 'n verduideliking hê nie. Hulle soek ook nie revelation nie. Hulle wil nie luister sodra jy die comment maak nie. Dat die 25ste was Christus nie gebore nie. Is dit waar? Amen. En dit is, niemand kan dit bewys nie. Niemand kan dit bewys dat dit wel so gewees het nie. Is julle met my? En dis hoekom ek wil graag so bietjie daaroor praat. Maar ek gaan 'n bietjie dieper gaan. Amen. The title for môre, the title of this message, I believe we must have a title. Amen. So that the church can see where are we going to. Amen. My title is The Birth of the Lord Jesus Christ. Because it always comes down to the birth of Jesus Christ. Now, we as Christians, we don't have a date. Ons het nie 'n spesifieke datum nie. Niemand het vorentoe gekom en gesê, luister, dat Christmas is eintlik die 1 Februarie nie. Of iemand kom en sê, nee, dit eintlik die 7de Oktober nie. Weet, daar is geen bewyse van 'n spesifieke datum wat kan gesê word, dit is die dag, daar is die bewyse, hier is die skrif, en dis hoekom dit die dag is. Is dit waar? Die rede hoekom ons 12 maande het, because die Bybel praat van 12 maande. Is dit waar? So, ons kan nie 12 maande het, maar ons het 'n skrif wat ons backup het. So ons kan nie sê die 25 Desember, maar ons het 'n skrif wat ons backup vir dit wat ons moet glo nie. Is dit waar? Because die skrifte gaan nie lieg nie. Maar nie een van ons hier vanmôre weet presies, was dit Oktober, was dit November, was dit April, ons weet nie. En hier is die probleem, dat die Romeine, die original calendar was die Joodse calendar. Is dit waar? Dat is die Joodse calendar. Die wat die Romeine het gekom. Die is 'n preaching teaching. So gaan nie nou bollemakkies gooi nie. Amen. Jy moet luister en leer. Amen. So dat wanneer jy uitgaan, dan kan jy sê jy het iets geleer uit hierdie diens. Uit. Amen. Nou, Kersfees, ja, die kalender. Die Romeine het die kalender so gemaak, party maande het 28, of 1 maand het 28, en dan het hy weer 29 oor elke 4 jaar. Dan is daar 30 dae in 1 maand, dan is daar anders het weer 31 dae, en so gaan het aan. Is julle nog met my? You have to learn something. En dis hoekom ek sê altyd, as jy niks leer in 'n kerk, en jy los hy kerk, kry vir jou kerk waar jy iets leer, waar jy groei geestelik. Amen. En dit is die kalender wat die Romeinse Katholieke Kerk begin het, die Romeine. Maar die original calendar, dit is die Joodse calendar. Amen. En op die Joodse kalender, die 1 maand het 30 dae, die volgende maand het 31 dae. Dan het die volgende maand 30 dae, dan die ander 31 dae. Dan die ander 30, dan gaan die ander 31. Dit gaan heeltyd so 30, 31, 30, 31. Daar is nie 29 en 28 nie. Is julle met my? So op die original calendar is ons half agter op die datums. Amen? So, dan op die Romeinse kalender. Die Romeinse kalender begin die nuwe jaar in die 1 Januarie. Maar op die Joodse kalender is dit die 1 April.
Is julle met my? So die twee kalenders, halleluja, die eintlike regte kalender is die Joodse kalender. Voor die Romeine nog gedink het aan 'n kalender, toe het die Jode al 'n kalender. Is dit waar? Jy sien, die Romeinse kalender was daar om hulle eie agenda te vorm en die mense te doktrin aangaande wat hulle glo. Amen. Dus hoekom ek wil nie te diep aangaan, die Romeine, is hulle wat die baba doop en goed te begin het. As hulle wat hierdie Vader, Son en Holy Spirit, halleluja, die doop van dit. As dit, die mense lê hande op die mense, dan sê hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou in die Bybel sê jy kan hande lê op iemand aan die Vader in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Die Here praat van in Matteus 28 vers 19 of ja. Hy sê daarso: doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hier kom Petrus in die boek van Handelinge. Die Bybel sê hy is gevul met die Heilige Gees. Hy kon nie sy eie ding praat, is dit waar? En hier kom Petrus en hy is gevul met die Heilige Gees in die boekkamer en hy begin in tale te praat. En die woord van die Here sê en elke een het hom gehoor in hulle eie taal. So hy het in tale gepraat en terwyl hy praat sê hy, halleluja, julle moet julle doop in die naam van die Here Jesus Christus vir die vergifnis van sonde, so die gawe van die Heilige Gees ontvang. Halleluja! As nie hy nie, halleluja, as Christus in Petrus. Amen. So in ander woorde, Vader, Seun en Heilige Gees in die boek van Matteus, halleluja, was 'n mystery tot dit geopenbaar is in Handelinge 2 vers 38. Is julle met my? Hy sê, vra enigiets in my naam en dit sal aan julle gegee word. Toch aan die mense en sê, ons vra dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Here nog nooit dit gesê nie. Is julle met my? Maar ek wil die aangaan nie, dit is 'n ander message. Amen. En wat terugkom na hierdie message toe. Ons moet gaan, halleluja, by die history van Christianity. Amen. As jy wil weet waar toe gaan jy, dan moet jy eers terug gaan na die history toe. Terugkom na waar jy nou is, dan weet jy waar toe jy op pad is. Is julle met my? Amen. Gee my 'n kans. Amen. Gee my 'n kans. Ek wil net gou hierso. As die ouder net gou kan help met iemand. Wel, ek weer kom hè. Amen. Prys die naam van die Here. Nou, ons moet weet dat met die geboorte van Christus. Amen. Die geboorte van Christus. Ons almal word gebore, maar gaan net daar ingaan. Nou die pagans is die mense wat geglo het in idol worship. Dis die mense wat beelde aanbid het. Soos die Indiërs en die Boeddhas en so aan. Hulle het aangegaan met hy. Die Here stuur vir Here Jesus Christus kom en hy wil hulle ook kom oopmaak, maar die Hindus en die Boeddhisms, hulle wil nie hulle oë laat oopmaak nie. Hulle wil nog steeds afgode aanbid. Daai is paganism. Dit is wat dit is. So in ander woorde, hierdie mense het die son God aanbid. Hulle het na die son gekyk. Hulle het die son aanbid because die son maak oral lig. Hulle het hom geaanbid because hulle voel dat die son het beter het die meeste krag en authority van al die mense op die aarde. So hulle vat hulle die son God, die pagans, halleluja, idol worshippers. Is julle met my? Amen. Dan het die Romeine gekom en hulle die seun van God het hulle aanbid. So maar nou die twee het nie saamgestem nie. Amen. Because die is nie dieselfde ding nie. Maar hier is 'n probleem, dat die manne wat die son God aanbid het, hulle het dit gedoen op die 25ste Desember. Amen. Hulle het gedoen op die 25ste Desember, hulle het die 26ste Desember het hulle dit gedoen. So wat hulle gedoen het, hulle twee het by mekaar gekom en gesê, kyk, so kom ons maak een celebration. Ons maak dit die 25ste.
So die Catholic het geval vir hulle joke. Is julle met my? So toe hulle op hulle datum geval en hulle dien nou saam en celebrate nou saam the Son of God op die 25 Desember. Amen. Amen. So in ander woorde, die datum kom nie van die Here af nie, die datum kom van paganism af, van idol worshipers af. Kom die datum die 25ste. Amen. Prys die naam van die Here. Ek het lanklaas 'n bietjie teaching gedoen. Amen. Halleluja. Maar ons moet gou iets leer en ek wil gou deur dit gaan. Amen. Dan vind ons uit dat die Romeinse Katholieke Kerk voel dat hulle is die eerste kerk. Maar eintlik is hulle nie. Die eerste kerk was in die Bokamer in Jerusalem. As dit waar die eerste 120, daar waar die Heilige Gees uitgestort is. Daai was die eerste kerk. Maar die Roman Kerk sê dat hulle was die eerste kerk. Die rede hoekom hulle so klein, dat daar was 500 donker jare wat niemand die woord van die Here gepreek het nie. Toe die Romans opgestaan en besef hulle te fout gemaak om Christus te kruisig. Toe vat hulle die einste woord wat hulle teen gewees het en hulle begin kerk te stig. En hulle begin hulle eie doctrines in te bring. Hulle eie doctrines. Amen. Lang storie kort. Nou die Catholics het gekom met die naam Christmas. Die Catholics het gekom met die naam. Dat was die geboorte, the Son of God. Daai was die celebration gewees. Amen. Almal het die geboorte van Christus gecelebreer. Daai was die original. Die Katholieke Kerk kom en hulle bring die woord Christmas. Amen. Nou, as hulle kerk toe gaan, ek weet nie wie almal was Katholiek hier binne gewees nie. Maar as jy hoor, die Katholiek praat van 'n mes. As dit waar, hulle gaan dan mes service toe. Ons evangelie praat van ons gaan diens toe. As dit waar, hulle gaan dan 'n mes toe. En wat hulle gedoen het, was eintlik 'n dubbel S. En wat hulle gedoen het, hulle die woord kruis vooraan gesit. En dit hoe die woord Christmas ontstaan het. Is julle nog met my? Kan ek aangaan? Amen. Dis hoekom hulle moes Christus, because Son of God, Christ, en die mes, hulle service. Amen. Maar kyk, wat doen die duivel? Hy wil op sy sê. Amen. Ek voel aan om amper om te preek. Die duivel kom en kyk wat maak hy. Hy bring die X in. Is hulle met my? Hulle haal die naam Christus uit en hulle maak die X en nou sê hulle die is Christus. Is julle met my? Nou as jy die naam uithaal, dan wat celebrate jy? Is julle met my? En jy kan nie die naam uithaal en dan het jy dieselfde. So die is paganism. Die is van die duivel, die X. Amen. Hulle sit die X in, skuins, omdat hulle weet, die X was regop. Is julle met my? So in ander woorde, die X het nou so gedraai. Die kruis maak hulle skuins. Want hulle weet dat Christus het weer op die kruis gesterwe. Amen. Nou bring hulle die ding aan. Hulle wil eintlik niks gedoen. Hulle maak asof hulle saam, hulle worship. Halleluja. Maar hulle bring hulle eie veranderings ook in. Met die X. Sodra jy daai uithaal, dan het jy nie die nie. Is julle met my? En dis hoekom mense wil, halleluja, mense hou af van om jou naam te change. En dis aan die duivel. As Christ jou naam is, kan jy nie die X maak nie. Is dit waar? Toe die engel van die Here afkom, en Gabriel praat met Maria, en hy sê vir haar, you have found favor with God. Is that alright? En hy sê vir hom, hy sê vir haar, you shall call his name Jesus.
Jesus. He didn't say we call his name J-Bar. Is het waar? Is het waar? Je ziet die mens, halleluja, die mens. Die duivel althans. En die mens. Kom en hulle wil jou naam verander, want hulle weet dat jou naam in die boek van die lewe is. Hulle weet dat jou naam in die boek van die lam geskryf is. Nou wat doen hulle? Hulle kom en hulle verander jou naam. En halleluja, as jou naam Dion is, of jou naam is Benjamin, dan gaan, halleluja, en dat jou ID wys, dis Benjamin, wie sê nie die Here het op jou ma se hart gesit om my naam vir jou te gee nie. Is dit waar? Nou, maar nou kom jy op skool, nou is jy Benny. Is dit waar? Jou naam is Bonita, kom jy op skool en jou naam Bonnie. Is dit waar? Jy sien wat hulle doen, hulle vat jou karakter uit. Hulle delete jou. Dis wat hulle moet doen. Jou karakter, halleluja, wie jy regtig is, vat hulle weg. Is dit waar? Ek weet van mense wat byname het. Halleluja, hulle het byname, ek ken hulle byname jare, maar eers met hulle begrafnis. Nou sien ek op die pamflet wat die persoon se naam is. Is jy nou met my? Jy sien, dat is die duivel daar. Is jy nou met my? As die duivel wat jou 'n ander naam gee, because hulle weet Bonnie is nie in die boek van die lewe nie. Dis hoekom ek hier geskryf het, the devil wants to remove your name out of the Lamb's book of life. Halleluja! Hy wil, wanneer die Here kom en die bassein blaas, dan gaan hy nie vir 'n Bonnie roep nie. Hy gaan nie vir 'n Benny roep nie. Is dit waar? Jy sal lê daar as jy dink jou naam is Benny. Hy gaan nie hy naam roep nie. Is jy met my? Wat hy doen? Halleluja, jou regte naam, hy delete dit sodat jy hierso kan verlore gaan. Die duivel is nog nie klaar nie. Die duivel sien, hy het dit reg gekry daar buite in die wêreld. En weet wat doen hy? Halleluja, wat hy doen? Hy kom na die kerk toe. Hy kom na die gemeente reg oor die wêreld. Hy sê nee, ek wil nou agter die pulpit staan. Ek wil nou ook iets sê. Is dit waar? Dan jy hoef ook nie so 'n prediker te wees nie. Jy hoef 'n gewone broer en suster te wees. Halleluja, dan bespreek jy goede wat nie van God is nie. Die pastoor word sommer pastor genoem. Is dit waar? Word nie 'n pastor gesê nie, word nou pastor gesê. As die duivel, hy wil jou delete. Hy sê eintlik vir jou, ek herken jou nie as 'n pastoor nie, ek herken jou as 'n pastor. En Ventie. Is dit waar? Hy delete jou. Jy is my evangelisie. Jy is my Ventie. Is dit waar? Jy sien, die duivel het ook name gee. Vir die mens. Maar waar het begin? By Sun God. Die paganism, idol worship. Die eks het ingekom om jou naam uit te haal. Is jy nou met my? Amen. Halleluja. Laat ek maar terugsit hierso. Amen. Laat ek by die boodskap uitkom. Halleluja. Praise the name of the Lord. Can we give the Lord a praise? Amen. Ons weet waarvan ons praat. Ons speel die kerk nie. Amen. Paulus het ook 'n kind was, toe hy so opgetree soos 'n kind. Maar hy het gedink en gedoen en alles soos 'n kind. Maar toe hy 'n groot man word, toe hy groot raak, toe besef hy moet die dinge van 'n kind af lê. Want die saak van die evangelie is baie groter as my ego. Amen. Hallelujah, give the Lord a praise. Amen. Ek kom na die boodskap toe. The birth.
Christ. Sien as jy verjaar, dan as mense nie vir jou sê, happy birthday, dan voel jy sleg. Is dit waar? Jy voel, daar's iets omtrent jou birthday. En as mense nie bly is vir jou nie, en jy verwag dat mense gaan bly is vir jou, dan voel jy baie sleg. Because as iets omtrent 'n birthday. Onthou, as jy 'n birthday het, jy het 'n begin en 'n einde. Jy het 'n begin en 'n einde hier op die aarde. Amen. Nou, ons maak 'n groot ding van ons birthday. En dis hoekom ek wil inzoom op die birthday van die Here Jesus Christus. Nou, toe hy gebore word, en later toe vind hulle uit, daar's 'n roeme, net so like miskinder, daar's 'n roeme, dat daar 'n Messiah is gebore. Iemand wat die sondes kan wegvat, hy is gebore. So, dit sê vir my, Herodes het iets so bietjie geweet van die skrifte. Want anders was hy nooit georeed nie, as het waar. In ander woorde, hy het gedink, as hy man, wat gebore is, die seun gebore is, as hy groot raak, dan gaan die aandag almal als op hom is. En die aandag gaan weg van hom af is. Maar sy lewe was ook nie reg nie. As het waar. Hy sê dat elke kind van 2 jaar oud of so, hulle moet die deure aftrap. Halleluja. Miskien was het net na sy 2de verjaarsdag, maar die deure moet afgetrap word. Hulle moet elke kind in hy ouderdomsgroep moet doodgemaak word. En weet julle hoeveel kinders, onskuldig, wat in daai tyd gebore is, halleluja, het nie 3 jaar oud gesien nie, kon nie 4 jaar oud nie, en is ook nie hulle skuld, dat hulle het nie kon maak nie, as 'n man, Herodes, met sy eie ego, wat hy wil toes. Is dit waar? 'n baba bring vrees in 'n hele koninkryk van Herodes. 'n baba. Die geboorte van Christus het die aarde kom beweeg. Is julle met my? Toe die drie wyse manne, hulle beweeg, die Bybel sê nie of hulle getroud gewees het, of single gewees het nie, maar hulle het gegaan, halleluja, en die ster gevolg, tot in Bethlehem, waar hy gebore is. Is dit waar? En hulle het geskenke gevat. Amen. Nou, ek weet nie, baie sê, Jesus van Nazareth, is dit waar? Maar eintlik was hy gebore in Bethlehem. Is dit waar? Jy sien, sometimes is jy gebore in Shode. Maar nou, omdat jy in Kuno bly, nou sê hulle, hy broer van Kuno. Maar die broer is nie van Kuno nie, hy bly maar net daar. Hy is eintlik van Shode. Is dit waar? Amen. Die Christus was gebore in Bethlehem. En agterna toe gaan hy en die familie gaan deur. Is dit waar? So die mens verstaan nie dat waar het dit begin nie. Dat het nie in Nazareth begin nie, dat het in Bethlehem begin. Die geboorte van Jesus Christus is in Bethlehem, halleluja. Amen. Amen. So, hier is 'n situasie, wat moet ons maak met hierdie kind, wat gebore is met die naam van die Here Jesus Christus. Enige moeder, enige een sal jou kind beskerm. Hier is moeders hierso. Julle sal julle lewe gee vir julle kind, is dit waar? Because as iets omtrent die kind, jy het die pyn gevoel, is dit waar? Jy het geboorte gegee, is dit waar? Halleluja, jy het deur dood te gaan om lewe te gee. Nou wil iemand anders die lewe vat. Jy staan voor hy baba. En hy baba wegsteek as jou kind. Halleluja. Amen. Maar die revelation is, halleluja, die kinders wat julle aan geboorte gegee het, is julle kind. Maar die revelation van die Jesus se geboorte, dit is nie Maria se kind nie. Is julle met my? Die hele Nuwe Testament sê die Here Jesus Christus vir vrou. Is dit waar? Hy het nog nooit mami gesê of moeder, of hy sê vir vrou. Want hy weet dat dit is nie sy ma nie. Haar womb, haar
die virgin, die womb was net gebruik om die skrifte wat Jesaja van gepraat het tot vervulling te bring. 'n virgin sal conceive, praise God. Die woord van die Here sê, halleluja, dat ek wil het lees. Mattheus 1 vers 20. That said, but while he was thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife. Hier gee die rede. For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Is julle met my? In ander woorde, daar was geen omgang gewees in die tyd tussen Joseph en Maria nie. Is julle met my? So Joseph het 'n virgin gekry. Maar toe Joseph verstaan dat Maria is verwagting en hy weet dat hy was nie daar nie. Dit het hom 'n bietjie omgekrap. Toe van die Here uit, wag 'n bietjie. Laat ek hom 'n droom gee. Laat die engel van die Here kom. Laat dit my gesand stuur. Amen. Let me send my servant to my servant. Amen. And tell him what is the real revelation. She was filled, she was pregnated by the Holy Ghost. Is julle met my? So dat is nie, halleluja, Maria se kind nie. Jude is haar kind. Maar Jesus Christus is nie haar kind nie. Sy het net geboorte gegee aan hom. Is julle met my? Amen. So toe hulle nog geboorte kan gegee het en so meer, hierdie kind, hoekom van alle kinders wil die kind doodgemaak word? Die spesifieke kind. Want toe hy 12 jaar oud kon word, halleluja, toe hy wag, raak hy weg. Is dit waar? Hulle soek van, waar is Jesus? Waar is Jesus? En hulle moes teruggaan. Halleluja. Dus hoekom as 'n mens afvallig is, dan moet 'n mens teruggaan waar hulle Christus verloor het. Amen. Hulle moes teruggaan waar hulle Christus verloor het. En toe hulle daar kom, halleluja, toe wat is hy mee besig? Hy is in die huis van die Here. Is dit waar? Hy staan in die huis van die Here en hy gee groot manne lering aangaande hierdie dinge van die Here. Amen. Because hy is die woord, hy is die openbaring van die woord en hy spreek die woord, want hy is die woord. Amen. What a powerful service that would have been. Hallelujah. En mense was daar, net om te luister, hy powerful service wat hy gegee het in die sinagoge. Is julle met my? Is dit waar? Halleluja. Hulle kom en ek weet, Maria is so emotional. Sy is so emotional. Sy sê, waar was jy gewees? Ek en jou pa het jou gesoek. Is julle met my? Ek en jou vader het jou gesoek. Onmiddellik korrigeer hy. Hy sê, aan je to do my father's business. Amen. Sy pa as 'n carpenter. Hy werk met hout. Hy deny hom net as hy korrigeer van Maria. Hy sê, aan je to do my father's business. En Joseph was nie 'n prediker nie. Hy was nie 'n pastoor nie. Hy is besig om Joseph se werk te doen nie. Hy is besig om die Here, halleluja, se werk te doen. Hy deny vir Joseph net as 'n prys sy naam. Is dit waar? Halleluja. So die geboorte van Christus het baie dinge kom maak. Halleluja. Was het nie vir die geboorte van Christus nie, was daar nie 'n kruisiging nie. As het nie 'n geboorte van Christus was nie, dan was nie 'n opstanding nie. Is dit waar? As er nie 'n geboorte gewees het nie, was er nie vergifnis van sonde nie. Halleluja. Nee. As die geboorte gewees het nie, was die bloed van Christus, die bloed van God, nie gestort op die sondige wêreld nie. Is jy met my? As ons so by kan voel, was dit die geboorte van Jesus Christus nie, het ons nie hier gesit nie.
Dan het ons nie gehoorship nie. Dan was hy nie 'n keyboardspeler nie. Dan was hy nie 'n prediker nie. Dan was hy nie 'n kerk nie. Waarom? Alles het begin by die geboorte van Jesus Christus. Can we give the Lord a praise? Amen. You see, there was a change in the atmosphere. Hallelujah. There was a change in the atmosphere because Christ was born. Christus was gebore. Dus hoekom toe hom steek aan die sy in, halleluja. Ek het in Arcadia, ek was ook gesteek gewees. Halleluja, daar in Arcadia. Dan het ek alles gesien hoe hulle gesteek gewees in Arcadia. Halleluja. En dat sodra hulle gesteek is en hulle trek die mes uit, die bloed loop. Is het waar? Halleluja. Maar toe hulle Christus aan die sy steek en uittrek, toe is het bloed en water, prys die Heilige naam. Nee, want hy is gemaakt deur die Heilige Gees, nie deur 'n man nie. Halleluja. Dis hoekom die kerk van die Here is nie 'n man se kerk nie, is nie my kerk nie, is nie hy wat uit water en Gees, halleluja, gebore is. Is het waar? Halleluja. Is nie my kerk nie. Halleluja. Julle behoort aan die Here. Is julle met my? Ek is maar net 'n overseer. Halleluja. Gaan bid vir die siekes en broer kom kerk toe en so aan. En gaan die vure gaan bietjie gaan uitblus. Halleluja. As die man gooi kop bollemakkies in die huis, die vrou gooi bollemakkies in die huis. Iemand moet stil staan. Amen. Halleluja. Ek is maar net 'n wissel. Amen. Want julle behoort aan die Here. Is het waar? Halleluja. Want ek het nie jammer vir julle nie. Halleluja. Ek het nie jammer vir julle nie. Amen. En dis hoekom dit so belangrik is. As ons die geboorte van Christus verstaan, dan gaan ons sy koms verstaan. Dan gaan ons verstaan hoekom hy gekom het. Amen. Hy het die eerste keer gekom. Die woord van die Here sê, hy het gekom na sy eie en sy eie het hom nie aanvaar nie. Is julle met my? Halleluja. Maar as hy die tweede keer kom, gaan sy eie hom aanvaar. Halleluja. Hulle gaan weet wie is hy. Hy is die Christus van die leerskare. Die man, halleluja, wat die 7 seels oopgemaak het. Die lam van God. Halleluja. Die boek is oop. Die name is daar. Geopenbaar. Amen. Nie Bonnie nie. Nie Penny nie. Halleluja, as geopenbaar nie, as Benjamin en Bonita, die regte naam, is het waar, jy het die regte naam, maar hy kom om jou naam uit te roep, halleluja. Was het nie van sy geboorte nie? Amen. I'm celebrating the birth of the Lord Jesus Christ, hallelujah, not because it's on the 25th of December nie. Nee, Ek celebrated wanneer hy was gebore. Amen. Ek weet nie wanneer nie. Iemand kan miskien, maar jy is 'n apostel. Hoe weet jy nie wanneer Christus gebore? Ek weet nie, maar ek gaan dit celebrate. Moet my nie stop om dit te celebrate nie. Halleluja. Glory. As het waar. Halleluja. Somehow het Christus, het hy gekom deur 'n virgin, sodat die skrifte kan vervul word, halleluja, dan sê dit, halleluja, dat God het Jesus gestuur vir die sonde van die wêreld. As het waar? Imagine elke moord, elke ryp, elke diefstal, elke roof, elke miscarriage. Hy het gekom. Hy het gekom om ons te vergewe. Is het waar? En wanneer jy sien dat Christus het gekom die eerste keer om ons te vergewe van ons sondes, moet ons verstaan, wanneer hy weer kom in die vergifnis van sonde nie, hy kom haal wat aan syne behoort. Halleluja! As nie tyd vir sondes vergewe nie, halleluja, because die groot druk gaan kom, kerke gaan toegemaak word. Is het waar? Bybels gaan weggevat word. Jy moet die Bybel bekom. Jy moet die woord bekom. Amen. Jy moet die woord bekom. Prys die naam van die Here. Amen. Jy moet die woord begin bekom. As jy met my. Halleluja. In ander woorde, jy moet 'n Bybel is op 2 bene.
Here is dit waar? Halleluja, jy kan nie net kerk loop, maar jy het nie die gees van die Here in jou nie. Is dit waar? Die woord van die Here sê, halleluja, al wanneer jy weer gebore word, word jy met water en gees. Is dit waar? Halleluja, jy met water en gees. Jy gaan rivier toe, jy word gedoop in die naam van die Here Jesus Christus vir die vergifnis van sonde, so die gawe van die Heilige Gees kan ontvang, en na daai is dit die duty van God om jou die Heilige Gees te gee. Dan is jy 'n nuwe mens. Is julle met my? Ek kan nie verstaan dat baie leiers sê, wanneer jy klaar gedoop is, dan is jy 'n nuwe mens nie. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie, ek glo nie dit nie. Halleluja. Laat ek explain. Wanneer jy klaar gedoop is jy 'n kandidaat vir die Heilige Gees om jou te vervul, en dan is jy 'n nuwe mens. Is julle met my? Because, hallo, die water is die een gedeelte. Is dit waar? Hy sê water en gees. So as jy aan water klaar gedoop is, jy moet wag vir die tweede gedeelte, dan kom die radikale verandering in jou lewe. Jy kan nou gedoop is gaan lei jy sigaret. Is dit waar? Totdat die Heilige Gees kom en hy lus van sigaret uit jou uitdroog, dat jy nooit weer lus kry vir 'n sigaret nie. Want die Here, die Heilige Gees binne aan jou remind jou van die geboorte van Jesus Christus en hoekom hy gekom het vir vergifnis van sonde. Hy is hier om ons te vergewe van onze sondes, maar ons moet ook nie van ons sprus is nie. Is dit waar?